President Cyril Ramaphosa het sy aansoek om die Phala-Phala-verslag op hersiening te neem by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien en die plaaslike ekonomie het in Maart vanjaar goeie herstel getoon, volgens die jongste sake siklus aanwyser. Goeiemiddag, my naam is Carla Berg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het hom tot die Hooggeregshof in die Wes-Kaap gewend om die verslag van die onafhanklike paneel oor die Phala-Phala gebeure nietig te laat verklaar. Hy het sy aansoek vroeër vandag ingedien en Ramaphosa voer aan dat die paneel sy mandaat misken het, die beskikbare inligting foutief beoordeel het en die 4 aanklagte teen hom verkeerd geïnterpreteer het. Dit volg nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlement nie die verslag mag ignoreer nie en dat die parlement se verwerping daarvan ongeldig was. Die nasionale vergadering is besig met die daarstelling van 'n komitee om die aangeleentheid dan te ondersoek. Die ontheffingskomitee sal besluit of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word en Ramaphosa het vroeër aangedui dat hy nie sal bedank nie. Alle politieke partye wat op die parlement se ontheffingskomitee gaan dien om beweringe van onbehoorlikheid teen president Cyril Ramaphosa te ondersoek, het nou hulle verteenwoordigers ingedien en die komitee bestaan uit 31 lede. Die ANC sal 9 lede op die komitee hê met Doris Mpapane Boani-Lys en die DA se verteenwoordigers sluit onder meer George Mikalakis en Glenys Breitenbach in, terwyl die EFF slegs deur Julius Malema en Ompile Maotwe verteenwoordig word. Wouter Wessels sal die VF+ verteenwoordig en Steve Swart die ACDP, asook Malin Daniels die PA. Die MK-party word dan deur John Tlhophe verteenwoordig. Die plaaslike ekonomie het in Maart vanjaar goeie herstel getoon. Volgens die Suid-Afrikaanse Reservebank het die sake siklus aanwyser vir sakeaktiwiteite 'n stewige maandelikse opvang van 2,4% aangeteken. Die toonaangewende aanwyser voorspel die onmiddellike verloop van die land se werklike ekonomiese vordering. En die opbloei word aan verbeterings in 6 van die 7 komponente wat gemeet is toegeskryf. Dit het ook die afname in ekonomiese aktiwiteit van Suid-Afrika se vernaamste handelsvennote oortref. Die grootste bydraes agter die welkome groei was 'n versnelling in die reële M1 geldvoorraad en die uitbreiding van die rentekoerse wat deur banke op lenings aan privaat sektor kliënte gehef word. 'n Hofuitspraak wat private betrokkenheid by die bekamping van back- en klauseer moontlik maak, word deur landbou- en boerderygroepe as 'n groot oorwinning beskou. Volgens die landboubelagnetwerk SAI, die sakeregtegroep Sakeliga en Vrystaat Landbou bevestig die uitspraak dat die private sektor 'n groter rol kan speel waar staatsinmenging nie doeltreffend was nie. Die uitspraak volg na langdurige spanning oor die staat se beheer oor die bekamping van back- en klauseer. Die VF+ sê die uitspraak beklemtoon dat die privaat sektor toenemend 'n groter rol sal moet speel waar die staat misluk. Die VF+ sê boere en privaat veeartse is lankal gereed om die siekte te help bestry. Hulle pogings is egter deur 'n staat gekortwiek wat beheer oor die proses in sy onbevoegde hande wou hou. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatse, sê dat hy van voorneme is om met die Franse maatskappy Groupe Channel Plus te vergader oor die sluiting van Showmax. Hy het kommer in die parlement laat ontstaan oor die moontlike werkverliese en die uitwerking op Suid-Afrikaanse rolprent- en televisiebedrywe. En Channel Plus het op 22 September 2025 beheer oor MultiChoice geneem. MultiChoice het die sukkelende stroomdiens einde April vanjaar gestaak nadat dit meer as 8,7 miljard rand in handelsverliese gelei het sedert die herbekendstelling in 2024. Die mededingingskommissie ondersoek tans of die besluit om Showmax te sluit die ooreengekome samesmeltingsvoorwaardes verbreek het, aangesien Channel Plus beloof het om plaaslike inhoud en werkers te beskerm. Ek is Carla Berg vir Pretoria FM nuus. Ons maak môre aand weer so.